Ek is Antoni van Wyk en om Chris Eers en ons is van die Gideons en ons wil julle vandag bemoedig, bietjie vir julle stories vertel, dat die Here groot en goed is. Hy is ons koning. Nou eerstens, wil ek vir julle vra, almal het natuurlik 'n Bybel wat hier is. Wie is die groot karakter in hierdie Bybel? Daar's baie karakters mos. Moses, Samuel en so kan nou aangaan, nie die apostels en die disippels en hierdie Bybel. Waaroor is eintlik waaroor gaan hy? Wie is die hoofkarakter? En jy moet vir jouself net gou antwoord. Nou kom ons kyk of jy reg is. Hierdie Bybel gaan oor een en dis Jesus Christus. Sy geboorte, sy sterwe, sy opstanding en sy wederkoms, want hy gaan ons kom haal. En ons wil vir julle 'n bietjie 'n paar storieetjies vertel van hoe groot ons Jesus Christus regtig is. Maar eerstens wil ek vir julle sê, hoekom moet ons hierdie Bybel lees? Hoekom? Psalm 119 vers 162 sê, oor sy woord is ek so bly, soos iemand wat 'n groot skat in sy hande gekry het. Is dit nie mooi nie? Ek is so bly, dat ek 'n skat ontvang. Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Ons kan nie daarsonder nie. As jy probleme het, hy's 'n lig vir my voete. Hy's 'n lamp vir my vir die pad. Spreuke 30:5. Elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. As jy wat ook al deurgaan, hy sal jou mos beskerm. Psalm 19:8. Die woord van die Here is volmaak en gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar en gee wysheid aan die wat onervare is. Is jy onervare? Die probleme, kort die wysheid, vra vir die Here. Dis omdat jy sy woord nodig het. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid. Is dit nie amazing nie? Spreuke, Psalm 40:9, om u wil te doen, my God, is om my een begeerte is, u woord is my hele lewe. U woord is my hele lewe. Spreuke 4:20, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons se God staan stand tot in ewigheid. Is dit nie amazing nie? Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Psalm 119:11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sondig nie. Ons bere dit, ons wil nie sondig nie. Psalm 119:140, u woord is baie suiwer, ek het dit baie lief. Is dit nie mooi nie? Efesiërs 6:10-17, sit die verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Nou mense, dis 'n paar skrifgedeeltes uit die woord uit. Ons kan nie sonder hierdie woord aangaan nie. Ons het hierdie woord elke dag nodig. Ons moet hom lees, ons moet hom memoriseer, ons moet hom gebruik. Nou Matteus 28:19 sê vir ons mos, die laaste opdrag wat Jesus Christus aan ons gegee het, ons almal ken dit mos, nê? Gaan dan heen, maak disippels van alle volke, tale en nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Nou ek wil altyd begin deur hierdie om te sê, ons laat baie keer die gemeente half oor aan die pastoor oor om siele te werf, om mense in te bring. Hy is mos die pastoor, is mos sy werk, hy word betaal daarvoor. Maar as ek daai skrifgedeelte lees, dan sê dit, as jy die dag tot bekering gekom het, en jy die dag die Here Jesus Christus aangeneem,
dan sê hy, gaan uit. Gaan uit. En bring mense in, gaan doop hulle. Bring hulle in, leer hulle wat ek jou geleer het. Dis die opdrag wat die Here Jesus vir jou gegee het, die dag toe jy tot bekering gekom het. So ons taak as mense, is as jy dag tot bekering gekom het, is om die woord te gaan verkondig. En net nie los vir jou pastoor nie. Jou pastoor sal sy werk hier doen. Hy sal julle bemoedig, hy sal julle versterk, hy sal julle help, hy sal daar wees vir julle. Bring die mense in. Die wêreld buitekant is baie rof deesdae. Bring die mense in, by jou werk, jou familie, waar jy ook al is. Bring hulle in, mense. Ek weet nie, oom Chris wil sommer begin met die getuienisse. Oom Chris vra, hy gaan vir ons so 2 getuienisse bring. En dit wat ons doen, wat ons hierdie Bybels uitgee, en wat ek nou vir julle gesê het van Bybels, die woord van die God is waarheid. En hy verander lewens. Maar as ons nie gaan praat nie, gaan die mense nie weet nie. Goeiemôre aan almal. Dankie Antoni. Die doel van die Gideons wat Antoni nou aangeraak het, is om Bybels te plaas. Maar nie om 'n Bybel net te plaas nie, om mense na Jesus Christus toe te lei. Dit is ons hoofdoel. En mens lei iemand na Jesus toe sonder 'n woord te sê. Hy moet net kyk na jou. En hy wil begeer hoe jy optree, wat jy sê, hoe jy praat en wat jy doen. Baie mense praat een ding en hulle vertoon heeltemal iets anders. So ons is daar, en dis wêreldwyd, reg oor die wêreld. Ek het net vir iemand daarvoor gesê, vanaf die Bybels, vanaf die Gideons gestig is daar al meer as 2 biljoen Bybels versprei. Dit is nou wêreldwyd, in skole en oral. Ons gaan elke Sondag, gaan ons byvoorbeeld 2 Gideons gaan elke Sondag na die polisieselle toe, hier in Randfontein. Vandag is daar iemand anders waar ons nou hier is. Ek weet volgende keer is dit weer my beurt. Maar ons gaan elke Sondag daarin en daai polisieselle is redelik vol. En daar is mense en ons gee Bybels uit in al die tale wat ons beskikbaar het in Suid-Afrika. Nou daar is mense wat van Zimbabwe en plekke kom wat ons nie vir hulle Bybels het nie, wat ons maar net vir hulle Engelse Bybels kan gee. En daar is altyd mense daar wat gereed is. Ons vra die Here en hy lei vir ons dat ons daai Bybel, as ons hom in iemand se hand plaas, ons kan nie die werk daarna doen nie, die Heilige Gees doen die werk daarna. Ons is een Sondag daar, seker so 4 jaar gelede, is ek en Antoni weer daar en ons gaan in by die selle. Nou daar is die manselle en daar's 'n vroue sel ook en dit is heeltemal op die einde en ons gaan by daai sel in. Ek dink daar so 4 of 5 vrouens gewees. En ons gaan in en Antoni gaan na 'n dametjie toe, 'n jongerige een wat hier sit op haar harke en sy sit net, dit lyk of sy heeltemal nie by ons is nie. Miskien bedwelmd, ons weet nie. En ek gaan staan aan die ander kant, maar ek hoor net iemand huil, nou kom 'n vrou uit. Ek staan nou hierso, want nou met een van hulle praat, en hier kom sy uit, blanke dametjie, seker 'n ouma, seker in die 50. Kom sy en sy huil hartstogtelik, sy huil aan mekaar. Nou staan ek net by haar, en ek wag net sy ophuil. Maar sy hou nie ophuil nie, sy huil net, en sy huil net, en sy huil net. En naderhand kom sy so tot bedaring, snik, sê sy vir my, weet jy hoekom huil ek? Ek sê nee, ek weet nie hoekom huil jy nie. Maar ek weet net om hier te wees is genoeg om oor te huil. Sy sê nee, dis nie dit nie.
Sy sê, ek het nou daar in die sel daar agter, het ek nou op my bed gesit, in hierdie toestand. Ek sit hier, ek is nie tronk, en ek is onskuldig. Sy sê, haar man is toegesluit in Kreeusdorp gevangenis, maar sy is hier en sy is onskuldig, sy is toegesluit. En sy sê, daarom glo ek nie meer daar is 'n God nie. En sy sê, God, as U bestaan, kom vanmôre, laat iemand na my toe kom en my kom praat. En toe sy dit sê, toe sluit hulle die sel vir ons oop en ons gaan in. En toe begin sy te huil, toe besef sy wat sy gebid het. Die Here is nooit te laat nie, hy is nooit te vroeg nie, hy is op daai oomblik. Toe sy daai gebed bid, toe stap ons daarin. Toe kon ek met haar die woord deel. Toe kon ek met haar praat, kon ek vir haar die Bybel gee en sê, dit wat jy nou gebid het, is die Here het jou nou vanmôre bewys, hy bestaan. Jy het die Here uitgedaag vanmôre, om sy bestaan aan jou tentoon te stel, en hy het dit gedoen. En ons kom met haar deel. Dit is hoe die Here werk. Ons weet nooit wie om daar te kry, te verwag, en watter mense ons daar kry nie. Maar dit is die Heilige Gees wat vir ons lei, om hierdie mense te bereik, om daar vir daai mense 'n Bybeltjie in die hand te plaas, wat ewigheidswaarde het. 'n Ander getuienis is wat in een van hierdie lande waar baie aardbewings plaasvind, ons is in een van daai lande waar dit nou nie so baie plaasvind nie, maar dit is 'n nedersetting, en hulle kry 'n geweldige aardbewing. Nou as daar hierdie oorstromings en aardbewings en al hierdie dinge is wat in die lande oor see gebeur, dan is die Gideons, want is wêreldwyd, is daar altyd Gideons wat uitgaan om te gaan help, vir mense te gaan bid, Bybels te plaas en mense te hulp te stel met kos en alles. En in een van daardie lande het dit ook so gebeur dat die nedersetting is nie 'n kraan wat jy oopdraai en jy het 'n koppie en jy drink water nie. Daai nedersetting het in die middel van die dorp het hulle 'n put, 'n gemeenskaplike put, fontein, waar hulle gaan water skep. Hulle loop met hulle emmers en hulle gaan skep hulle water. En daai aardbewing val daardie hele put toe, hy is vernietig. Nou is die mense moedeloos, hulle is dors, hulle weet nie wat om te maak nie. Nou kom 'n Gideon by hierdie persoon uit, en hy is een van die priesters in daardie nedersetting, en hy gee vir hom 'n Bybel, en hy vat hom deur, en hy stel hom voor aan Jesus Christus, en hy bid vir hom, en net daar en daar kom hy tot bekering. Hy en sy gesin. En hy sê vir die Gideon, ek het net tot bekering gekom, maar ons dorp is dors. Kyk hoe lyk dit om ons, alles is platgevee, alles is in mekaar, ons fontein is weg. En daar is so 'n bietjie water in die fontein in die dorp, waar hulle kan gaan skep, maar is nie genoeg vir almal nie. Hulle hoor, hy tot bekering gekom, en hy gaan om water te gaan skep vir hom daar in die dorp, maar hy besef dit is nie genoeg nie, maar hy gaan kry vir hulle toe, hy daarna toe wil gaan, toe keer hulle hom voor, toe sê hulle, hoe kan jy dit waag om hiernatoe te kom, jy wat jou geloof, wat ons het, jou rug daarop te draai, vir hierdie Jesus wat jy nou aanbid, het jy nou tot jou God erken, en ons God het jy een kant toe geskuif, jy kan nie water kry nie, niks, hierdie fonteine wat oor is van dit, is onsinne, en hy gaan terug, en hy gaan bid, hy en sy gesin, en hy vra weer vir die Here, wat nou, hoe maak ons nou, die fontein wat daar was,
en wat daar hulle water kan skep, is nou nie meer vir ons beskikbaar nie. En hy sê, hy hoor duidelik die Here sê vir hom, gaan daar in jou agterplaas en gaan grou. En hy weet nie wat dit beteken nie, want wat gaan hy grou? En hy gaan grou, en hy grou, en hy grou op opdrag van die Here, en daar kom 'n fontein op, en water spring daar uit, 'n sterk fontein. Maar dieselfde tyd, wat daai water opspring, droog daardie fontein in die middel van die dorp op. Niks water nie. Het hy al die water. Die mense stroom na hom toe, om water te kom skep, want hulle is dors. Hy het nie een van hulle weggekeer nie. Hy het nie een van hulle gesê hulle kan nie. Maar hy het almal gesê, jy kan water kom skep, indien jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. So het een Bybeltjie van een Gideon met een gehoorsame persoon 'n hele dorpie in nedersetting tot bekering laat kom. En ons loof die Here daarvoor. Hy is goed, hy is God, hy is almagtig. Dankie oom Chris. Ons God is groot. Ek wil vir julle getuienis gee in Randfontein hierdie jaar Januarie het een van ons Gideons Wybrand het na EPR Sekuriteitsmaatskappy toe gegaan, afspraak gehad om Bybels daar te plaas. En soos hy voor die hek staan, wag en later kom daar 'n persoon uit. Hy sê, kan ek help? Hy sê, ja, ons kom net vir julle die Bybels gee. Hy sê, nee, wag, dat ek vir julle getuienis gee. Hy sê, ek was vir 15 jaar 'n dwelmverslaafde. En ek het hier by die Roadhouse gestaan, daar by die roubord. En hy het so in sy sak gevoel, en dit is sy dwelmpypie hier in sy een hand, en toe hy so voel, toe haal hy sy Bybeltjie uit. Nou my vraag is, waar het hy die Bybel gekry? Nou probably was hy in die tronk. Probably was hy daar waar ek en hom Chris was en vir my Bybel gegee het. Ons weet nie. So hy moes ergens 'n Bybel ontvang het. 15 jaar dwelmverslaafde. So ergens het hy 'n Bybel gekry. En dankie Here dat hy hom nooit weggegooi het nie. In elk geval, hy sê hy hou die Bybel so in sy hand vas. En op daai dag sê hy, die mense het seker gedink ek is mal. En hy vat die Bybel, hy maak hom oop en hy staan met al twee sy voete bo op die Bybel, by die roubord. Hy sê, Here, ek staan vandag op u woord. En u is in staat om my van my dwelms te verlos en my te help dat ek nie na 'n rehab toe hoef te gaan nie. En hy sê onmiddellik gebeur iets in hom. En hy vat sy dwelmpypie en hy trap hom stukkel en hy raak ontslaaf van die dwelms wat hy het. En hy neem Jesus aan. En dit was Januarie nou. Toe hy getuig het vir ons, toe sê hy werk al 3 jaar en hy's 3 jaar skoon van dwelms. Dit beteken dat hy moes baie vinnig toe hy tot bekering gekom het, moes hy skielik werk gekry het. En hy's nou nog, seker nou is nou amper nou 4 jaar wat hy seker daar werk. Mense weet jy, ons moet partykeer net vashou aan die woord van God. Gaan ons deur moeilike tye? Yes. Is dit maklik? Partykeer glad nie. Maar weet jy, as ons vashou aan die woord van God, as ons by hom staan en ons lees sy woord, dan gaan ons aan die ander kant uitkom. Ons gaan dit maak. Ons sal reg wees. Ons moet vashou aan hom. Dit maak nie saak wat se probleem jy het nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Hou net aan hom vas. En ek wil vir julle getuienis gee wat ek nou onlangs gehoor het. Is 'n vrou met naam Amira. Sy is van Saudi-Arabië. Nou as iemand van julle weet van daai land, daar beteken 'n vrou absoluut niks. Sy beteken niks. En sy sê toe sy 3 jaar oud was, dan leer hulle jou die Koran, en jy moet glo in Allah, en so moet jy die Koran memoriseer. Toe sy 12 was,
toe memorize sy die helfte van die Koran uit haar kop uit. Dis hoe dit is in hy land. Dis hoe dit werk. En sy het altyd 'n vraag gevra, maar hoekom die en hoekom daai en hoekom nie? Sy het baie vrae gehad. Sy het nooit 'n freedom in haarself gehad nie. Want dit is, jy word so ingeboks. Jy glo in Allah en dit is dit. Maar mense word vir onbenullighede doodgemaak en mishandel en goed. En sy kon dit nooit verstaan nie. Maar eendag toe sy redelik oud is, moes haar pa Londen toe gaan, groot vergadering, en hy moes 'n vrou saamneem. En die eerste keer in haar lewe kom sy uit haar land uit. En sy ontmoet 'n ander land, 'n ander omgewing. Nou wat sy gesê het, is sy was verskriklik ryk. Hulle het karre bestuur wat jy net in magazines sien. Hulle borde en alles was van silwer. Hulle het bediendes om hulle gehad wat hulle heeltyd bedien het. Jy hoef nie eens 'n kas se deur oop te maak nie, dan word dit vir jou gedoen. Jy sit net aan tafel en alles word vir jou gegee. Jy maak net so en dan kom almal aan. Dit was verskriklik ryk. En sy kom in daai land in en sy's alleen in 'n hotelkamer vir die eerste keer in haar lewe. Nou wat doen 'n vrou as sy alleen is? Sy toets elke deurtjie, wat is hier in, wat is daar in, hoe lyk die ding, en toets mos maar. Kyk mos maar, die eerste keer in lewe wat sy by haarself iets kan doen. En toe sy die bedkassie so oopmaak, toe is daar 'n Bybel binnekant. Nou vir hulle is 'n Bybel soos 'n demoon. Dit is ewel, jy mag nie dit raak nie, jy kan nie dit lees nie, dit word verwerp. Nou ja, sy's 'n vrou, bietjie nuuskierig, niemand is daar nie, tel hom op, en sy begin hierdie woord lees. En sy kan nie ophou lees nie. Sy kan net nie ophou lees nie. En sy sê daarso dat dit wat hulle sê van Jesus is die teenoorgestelde wat sy in die woord lees. Want hierdie boek sê, dit is lewe, en hy's lief, en hy het self gesterf vir my en vir jou. En sy kon nie ophou lees nie. En toe hulle nou terug gaan huis toe steel sy die Bybel. Want jy mag hy Bybel nie invat in 'n land in nie. Wat gebeur as jy Bybel invat? Jy word doodgemaak. En dit is die waarheid. Gaan Google dit. Sy steel die Bybel. By die lughawe en goed kom sy daarin en wat ook, en elke keer is sy vreesbevange dat iemand daai Bybel gaan sien. En net kyk, sy kom toe in die land en alles werk toe reg uit, en sy elke aand as almal gaan slaap, dan sy 'n liggie daar, dan lees sy die Bybel. En sy lees, sy kan nie ophou kry van hierdie woord nie. En my vraag is vandag, ons in 'n land, wat ons almal, ek het seker 6 Bybels in my huis, as dit nie meer is nie. Lees ons nog die woord? Soek ons nog meer as wat ons het? Lees ons regtig? Gee ons nog 'n Bybel, dis amper Kersfeesdag. Gee ons nog 'n Bybel as 'n geskenk vir ons kinders of kleinkinders. En ek dink dis die beste geskenk wat jy ooit kan gee. Want jy koop hier die duurste goeders. Vir mense wat tot bekering kom, is hierdie die beste geskenk wat jy ooit kan kry. Lees hy daai woord, en sy sê, elke donderdag kom haar sussie Fatima in, en of haar te kuier. En daai oggend kom sy in, en sy sê nee, sy wil net gou een van die Koran, sy wil iets gou kyk in 'n boek of iets, maar sy het daai Bybel gevat, sy het een van die ou Koran Bybels gevat, en dan sny sy dit uit, en dan vat sy nou hierdie Bybeltjie, en sit sy hom binne, en soos hulle lees, dan kan niemand mos sien nie, dan lyk dit soos 'n Koran, maar meantime is die Bybel binne in die Koran in.
En sy het nou nie gedink sy gaan nou daai boek oopmaak nie. En sy vat daai boek en sy maak hom oop. En hier val die Bybel uit daai boek uit. Chaos, mense. Sy hol daar uit. En nie, volgens haar 2 ure daarna, toe sy pa en ma en die ooms en die tannies, en wie ook al van die groot koppe is daar binne in die kamer in, kyk en hulle gaan aan. Jy het nou disaster oor ons familie gebring, en hoe kan jy hoe kan jy hierdie spirit, en hoe kan jy hierdie ewel dinge in ons huis inbring, en ek dink sy het gesê, die oom klap al, dat sy daar trek, onthou sy's 'n prinses, sy het royal family, sy's 'n prinses, net die woord Bybel, toe is daar chaos, en almal is daar uit, en die volgende dag, sy word geboei, hande vasgemaak, alle royal klere word uit haar uitgetrek, kry 'n overall aan, tronk toe onmiddellik, en haar pa en haar ma probeer haar oorreed, los die ding, en weet jy wat sê sy? Elke keer sê hulle vir, sy moet hierdie ding net deny, sy sê, ek kan nie die waarheid deny nie, ek kan nie, dit is soos of dit in jou is. Ek kan nie vir julle lieg nie. En er was 'n paar dae daarna word sy in 'n hof, gaan sy in, sy sê vir 8 ure lank, vra hulle vir haar, hoekom, waarom, wie saam met jou, hoe het jy die Bybel ingekry, word sy geïnterrogate in hierdie hofsaak. En sy sê net, ek kan hom nie deny nie. Ek kan nie. En sy word ter dood veroordeel. Onmiddellik. Haar ma en haar pa gooi onmiddellik weg. Sy bestaan nie meer nie. Dit is nie meer haar kinders. Dit is nie meer haar kind nie. Dink jy wat jy nou hier sit, as jou kind nou iets verkeerd doen, gaan jy hom nou ter dood veroordeel? Dink net bietjie daaraan, dat 'n ma en 'n pa nou kan besluit, my kind kan nou maar sterf. Sy word vir dood veroordeel, en in die tronk waar sy word geskuif na 'n ander tronk toe, aan 'n sel toe, en sy bid daar. Julle moet een ding onthou, hierdie vrou is 'n paar maande wat hierdie nou gebeur. Ons word groot met die woord van God. Ons word groot in 'n kerk waar ons sit. Ons word groot met dinge wat ons hoor. Sy het in 'n baie kort tydjie, het sy net die woord gelees. En sy sê, Here, as jy regtig 'n werklikheid is, sal jy my help. As jy regtig bestaan, maak 'n plan. Want ek lees net daarvoor in die Bybel. En sy sê, daar gaan 'n lig aan in die tronksel. Sy het nog een van die mense kom en sit die lig aan. Maar sy sê, dis 'n amazing lig wat jy nog nooit ervaar of gesien het nie. En Jesus Christus staan by haar. En hy sê, moenie worry nie. Moenie worry nie. Ek sê jou help. Net so. En weg is sy. Nou wonder sy, nou wat nou? Hoe nou? Wat gaan nou aan? Hoe gebeur dit nou? En skielik gaan die deur oop. Tronkdeur. Is amper soos die storie met Petrus. Shackles val af, goed val af, deure gaan oop. Sy sê, nou loop sy uit. En al die wagte slaap. En sy hou maar aan loop, soos die Heilige Gees haar seker lei. Hou sy net aan loop. En daar is, ons praat nou van groot deure, daar is nie net van sleutels nie, daar is pinpads wat jy moet insit. Klik, 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 gaan sy uit. Sy buitekant kom. Toe staan 'n taxi vir hom wag. Hy vra nie. Hy sê, klim in. Sy kry 'n vlug na Amsterdam toe. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ek sal graag wil 'n bietjie meer lees oor dit. En hoe sy daar uitgekom het nie. Maar daar het sy by 'n kerk ingegaan en
ek dink dit was pastoor Pieter of iets, as ek dit nou reg kan onthou, en sy het daar tot bekering gekom, sy is paar maande daarna gedoop. Ek dink sy sê, sy het 18 ure in 'n dag Bybel gelees. Gelees en gelees en gelees, vir die jare wat sy dit nie kon gehad het nie. Weet jy mense, dan vra ek weer eens, lees ons die Bybel? Praat ons oor die Here Jesus Christus? Gaan ons na mense toe en vertel vir hulle wat doen Jesus nog? Of sit ons maar net in ons huis? En sy het tot bekering gekom, en sy het alle mense, natuurlik sy nooit weer terug, want as sy na land kom, word sy doodgemaak. En sy het mense, vrouens wat aan daai kant is, het sy gehelp om te ontsnap, reëlings te tref, dinge te doen, dat hulle uit daai omstandighede kan uitkom. Nou Here, almal van julle, dit is hoe groot die Here is. Dat hy wil hê nie een van ons moet verlore gaan nie, maar die ewige lewe moet beerwe. Hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Wat moet ons doen? Ons moet hom net aanneem. Soek hom in alles wat jy kan, terwyl jy nog 'n kans het. Soek hom. Soek hom net. Want hy's daar vir jou. Nou Chris het nou so vlugtig hierso gesê, weet hy, waar is die tyd? Sorry, ek sien nie oorlosie. Is daar nie tyd nie? Okay. Ek gaan vir julle nog een kort enetjie sê, dan gaan ons afsluit. Daar was 'n vrou, haar naam was Terry, en hierdie is nogal baie diep julle. En sy het dit baie moeilik met haar gegaan, regtig moeilik. Finansiëel het dit baie moeilik gegaan. Sy het 'n kind gehad wat in graad 8 leerder. En hy skool toe, en sy kon dit nie meer vat nie. Sy kon nie. En sy het besluit om haar lewe te neem. In die kamer ingegaan, pistool gevat, en dan sê sy, Here, as jy nie wil hê ek moet dit doen, jy moet jy maar nou 'n plan maak. As jy nie wil hê ek moet dit doen, jy moet jy nou 'n plan maak. Dis hoe moeilik dit gegaan het. Sy het kans gesien meer vir niks nie. Die kind was by skool, daai selfde dag, kom die Gideons daaraan, gee vir al die graad 8's 'n Bybel, hy kind is opgewonde, eerste keer in sy hele lewe met die armheid wat hulle is, swaar kry het hy, eerste keer in sy lewe het hy Bybel in sy hand. Hy hardloop huis toe, kom by die huis aan, hardloop die huis in, ma, waar's ma? Ma! En op daai oomblik, toe sy daar gestaan het, is toe daai kind in hardloop, met daai Bybel. En sy sê, okay, ek gaan dit nie nou doen nie, ek kan seker maar later, dalk bring my kind geld hier aan, ek weet nie wat bring hy uit nie, wat soek hy nie, hoekom sy is opgewonde nie, want het gaan swaar. En hy swaai daai Bybeltjie rond, en sy sien daai Bybel, en sy het nou net gevra, as ek dit nie moet doen nie, moet jy nou iets doen. God se timing is perfek. Al wat jy moet doen, is luister. Jy moet net luister. Jy moet net bietjie oopmaak, dat die Gees van God werk in jou. Partykeer wil ons mos in ons eie lewe, ons wil mos dinge bietjie aanjaag, ons wil dit ons eie doen, ons is slim baie keer, ons wil dit ons way hê. Staan net so bietjie terug. God sal die werk doen. Hy sal jou 'n oplossing gee. Hy sal. Want hy is lief vir jou. Hy doen liewer as wat jy ooit kan weet. Nou mense, ek het nog baie getuienisse.
Maar ons Gideons, wat doen ons? Soos om Chris gesê het, ons plaas by die tronke, skole, hospitale, gastehuise. Ons gaan oral heen waar ons kan. En ons vat die geleentheid en ons probeer vir elke mens 'n Bybel in sy hand gee in die taal wat hy het. Soos die Khoisas in Tswana, gee ons hom vir jou, sodat jy kan leer. As jy Afrikaans of Engels is, jy sal hom kry. Mense, wat het ons nodig as Gideons? Ons het een belangrike ding nodig, en dit is dat julle vir ons moet bid. En nou wil ek sê, julle moet vir julle pastoor bid. Want die leraars deesdae trek swaar, en ek praat nie van finansiëel swaar nie, ek praat van, dit is nie maklik om staande te kan bly baie keer, om net almal te bedien. Jy het almal se laste en almal se probleme op jou, en jy het ook baie keer maar net 'n lewe. Julle moet vir julle pastoor bid. En bid ook vir ander pastore en ander dominees en leraars. Bid vir hulle. Tel hulle hande op. Lig hulle op, wees daar vir hulle. Gaan uit. Bring mense in. Moenie net vir hom los nie. As mense siek is, moenie net dat hy gaan bid, jy gaan saam met hom. Lig sy hande op. Maar bid vir ons as Gideons. Bid vir mense wat uitgaan om Bybel te gaan plaas. Bid vir evangeliste. Bid vir mense wat die woord vandag nog verkondig. Is nie meer maklik nie. Bid vir ons. Ons het dit nodig. Ons het nodig om staande te kan bly. Ons het nodig om staande te kan bly om dit te kan gaan doen. Bid vir die Bybels wat ons plaas, dat dit in die regte hande sal val. Bid vir elke Bybel wat ons plaas, hierdie Bybel kos R30. Ons het, ek dink laas jaar net so bietjie minder as 7000 Bybels uitgegee. Julle kan dit self gaan maal, 7000 times 30, hoeveel duisende rande moet ergens ingesamel word, sodat iemand tot bekering kan kom. So per ongeluk, ja, ons het geld ook nodig. En dis wat niemand mos wil hoor nie. Nie geld praat, dit is moeilik. Nou kom ek sê vir jou een ding. Jy gee nie jou 10de vir Gideon of 'n Bybel nie. Jy gee jou 10de vir jou gemeente. Want dis waar dit hoort. Dis waar dit moet werk. Maar weet jy, as daar iets ekstra is, of jy het, of jy kan, sponsor 'n Bybel, of koop 'n Bybel, of gee vir die Gideon se R100 of vir R50, of teken 'n aftrekorder, ek het daar agter, van 'n R50 of iets, want eers gaan hy R50 'n Bybel koop, wat eers in iemand se hand geplaas gaan word. Dan bid jy vir R50. Ek vat 'n voorbeeld. Want iemand gaan eers die woord van God hoor. Finansies is altyd baie lelike of slegte ding om oor te praat, maar ons kan nie sonder om hierdie Bybels aan te koop, dit gaan versprei nie. En is lekker as jy vir iemand 'n Bybel gee, want hy kan in sy huis ingaan, daar waar hy is, kan hy hom gaan lees. So mense, ja, ons het fondse nodig, maar nie jou 10de nie. Ek wil afsluit met 'n vers, Romeine 10:14 tot 15, wat sê, hoe kan hulle hom aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo, as hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor, as niemand preek nie? En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur word nie? Hoe wonderlik klink die voetstappe van die een, wat die goeie boodskap bring. Mense, ergens moet iemand hoor. Hy kan nie hoor, as hy nie praat nie. En as ons praat, gaan hy luister, en dan moet ons hom oortuig om Jesus aan te neem. Of om van sy sonde ontslae te raak. Ek wil vir julle almal regtig baie dankie sê, en vir die kerk en die kerkraad, dat hulle vir die Gideon se geleentheid gegee het, om met julle 'n paar getuienisse kom deel, vir julle vertel dat Jesus lewe,
en hy werk nog steeds en hy's lief vir jou en hy wil nie hê jy moet verkeerde dinge doen nie. Baie, baie dankie julle. Dankie Dion. Amen, ons dien aan 'n wonderlike God en ons wil vir die Gideons sê baie dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. Ek probeer nou dink, toe ons daai jare in die weermag was, het ons sulke klein Bybeltjies gekry. Sulke rooietjies en dit het van die Gideons afgekom. En net 'n klein boodskapie wat ek wil deel is, 'n vriend van my was op die grens en hy het sy Gideon Bybeltjie hier gehad in sy sak en hulle het hom raak geskiet, maar hy koel het in die Bybeltjie vasgesteek. So ons bid vir julle en vir die wonderlike werk wat julle doen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse God, baie dankie dat ons tot U kan bid vanoggend. Here, dankie dat daar mense soos die Gideons is wat U woord bring na mense toe wat dit bitter nodig het. Here, dankie dat U deur daardie Bybeltjies baie mense se lewens verander, dat hulle ook kan U dien en kan besef hoe groot is ons God, dat hy daar is vir elkeen van ons. En ons bid ook so, Here, en vra dat hulle werk geseën sal word, Here, en dat hulle net meer en meer Bybel sal uitdeel. Here, ons bid ook so vandag vir ons pastoriepaar. Ons bid dat U hulle sal seën. Ons bid vir die hele gemeente, Here, dat U elkeen van ons sal seën en dat ons U woord sal uitdra tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit slegs in U heilige naam alleen, Here. Amen. Daar is koffie.